Okay, ons het die sonnaskool nie, maar ons het wel poppekas, so ons is baie dankbaar dat daar 'n maatjie is wat by ons kuier, so al die kleintjies, julle is baie welkom om vorentoe te kom, as julle beter wil sien. Nou sê, waar is al die kinders? Speel hulle buite? O, jete. Okay, hulle is op pad, welkom. Jo, net een dogtertjie, wag, daar is hom nog 'n paar. Dankie. Okay. Ek wonder wie kuier vandag by ons. O, julle lyk mooi dieselfde rokkies aan. Julle lyk baie mooi. Is julle reg om te roep? Vir wie? Vir wie moet julle roep? Jan My Japan. naam is Jan Japan. Jan Japan van Gogas. Jan Japan van Gogas, lyk my hy is lus vir sing. Ons het so lank gesing dat ons gaan kort met poppekas hou. Ons het nie lank gesê nie, asseblief. Ek dink is hy oom Jaco wat so lank gesing het. Is hy, ja, ek weet, Verskriklik. skuldig. Ja, so, is julle reg om vir Jan te roep? Okay. Ready, steady, go. Wow. Kan nie almal gelykie, maar hulle het almal geroep. Ek het gehoor, maar dit was rof. Jan, jy moet maar uitkom. Ja. Waar is hulle? Ons wil graag jou voorkant sien. Ek kan hulle nie o, hey, hallo. Wag, die arme man. Hallo. Sorry, jy's reg. Ek Welkom. kon nie eers nie sien nie. Kan jy nie sien nie? Ek kon nie, maar nou kan ek sien. Nou kan jy sien. Okay. Ja, toe ek so omkyk, toe kan ek niks sien nie. Ja nee, mens moet Nou kan gewoonlik ek met jou oë kyk, Jan. My voet. Dankie tog. Dis hy. Jy praat nou van sien, hè? Ja. Wie van julle kan goed sien? Oupa. Okay, almal van hulle, meeste van hulle sê hulle kan goed sien. Wie van julle kan goed sien? Vra ek vir die groot mense. Okay, minder goed. Okay, Jan, ek Ja? hoor jy en oupa het 'n bietjie gaan jag. Ons het gaan jag. Nee, maar joh, kom ek vertel vir julle. Okay, dat Julle is ken mos daar as ons is daar in die noorde, nee. Gogas is mos was noorde. Noord. Was Gogas? Daar waar Elisenheim waar Mimi bly. Gogas Nee. is suide. Ja, maar ons was noord. Ons het daar gaan jag op oom se plaas en daar's net bosse. Wie ken die noorde? Wie ken wat? Die noorde, noorde. ook tog die woorde. Okay, Nie die woorde nie, die noorde. Nee, het jy al daai bosse gesien? O nee, daai is te ver noord. Bietjie meer suid van daai noord. Maar in elk geval, nee. Nou ry ons saam met die oom agter op die bakkie en aanklop ek op die dak want ek sien nie kudu's. Maar oupa sê daar's niks kudu's nie, Jan. Maar ek sien hulle en hy sien hulle nie. Jo, maar hoekom dink jy kan jy hulle sien, maar oupa kan nie die kudu's sien nie? Hy het klomp verskonings. Hy's oud, Hy's sy oud. oë kan dalk nie meer so goed sien nie. Ja, hy kort dalk 'n bril, maar hy het 'n bril, so ek weet nie wat is volgende nie. Ja, maar ouma sê blykbaar hy moet gaan vir laser of iets. Of Ja. brille. Wat so goed? Brille. Brille. Is soos 'n leeu Of brille. kontaklense, nê? Kontaklense kan hy miskien probeer. Oupa sê hy sal nooit sy vingers in sy eie oë druk nie. Ja, dit klink 'n bietjie rof. Dis 'n bietjie erg om dit te leer as jy ouer is. Ja. Maar die oom saam met wie ons gejag het, né? Hy het die Ja. bakkie bestuur. Toe sê hy, ja, maar Jan is lekker kort, so hy sien onder deur die bosse. En oupa staan lekker hoog, so hy kyk in die bos vas, dan sien hy nie die kudu's nie. O, so jy het so 'n bietjie laag gelê om die kudu's te kan sien. Nee, ek's nie baie lank nie, so ek het net reg opgestaan. Okay. Ja, sien jy? Sien jy? Beter om kort te wees. Al die daai lang maatjie. mense soos daai oom Frans, so hy's te lank. Ja. Daai een wat daar gesing het, hy's te lank. Ja. So dit gaan oor wie die bok die beste kan sien en dan kan jy hom het jy hom geskiet of oupa? Nee, oupa. Oupa. Ja, hy wou nie as ek moet aan die geweer raakie. So hy het my net geskiet daar waar jy gesien het. Ja. Sjoe. So hy het sy oë toegeknyp en dan trek hy sneller. Jo, okay. Dan sê hy skiet daarin en hy skiet met geloof. En het jy ietsie raak geskiet? Nee, hy het 'n bos doodgeskiet. Okay. Nou dit klink verskriklik rof maatjies, maar wat ons vanoggend gaan praat oor in die diens Jan en jy moet ook bietjie luister. Ja? Dat ons gaan praat oor geloof. Nou geloof is amper soos om partykeer kan 'n mens nie sien baie mooi sien nie, nê? Dan sit jy 'n bril op of jy sit kontaklense, maar as ons hoe meer ons oefen en ons weet wat ons moet sien, hoe makliker is dit vir ons. So vanoggend gaan ons 'n bietjie daaroor praat dat jy met jou oë 'n bietjie oefen. Veral as jy gaan jag. Dit maak sin. Nee, saam met oupa gaan jag. Ja. Dan moet 'n mens 'n geoefende oog hê. Nie enige iemand kan daai bok sien nie, maar hoe meer kere jy gaan soek vir die bok, hoe meer kere gaan jy hom kan sien. Ja. Okay. Dis nou soos die oom wat die bakkie bestuur het.
Dit voel of die bokke 18 km ver is en sien hulle al. Ja, so Ja. party mense is beter om te jag want hulle het al geoefen om met hulle oog te Hy is kan sien. ingeoefen. Ja. Ja. Alright. Dit werk nie altyd so vir die ou mense nie, maar met hulle oog nie, maar Wie is oud hierso? Niemand. Wie is oud? Steek op jou hand. Niemand is oud O. nie. Niemand is oud nie. Ons kan almal goed Ek wou sien. net vra of hulle nog kan sien. Ja. Kan die ou mense sien? Hulle kan sien. Okay, mooi. Hulle kan sien. Alright. Nou ons gaan gou bid. Is daar een van julle wat wil bid vir ons? Okay, jy kan kom bid. En dan het ons 'n paar wat die oë toe hou. Wag, jy's aan druk in hierso. Okay. Au, rustig, Alright. Almal van julle maak gou julle oogies toe en dan bid ons saam. Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag. Dankie vir al die mense wat kerk toe gekom het. Seën al die mense wat hier is, seën al die mense wat in die hospitaal is en gaan met al die mense wat siek is. Amen. Hierdie maatjies is Baie dankie, heerlik het met verskriklik my. mooi gebid. Julle is welkom om buite te gaan speel. Baie Jan, jy moet nou eers gaan. Dankie. Die maatjies is lelik met my gewees. Hulle het in my neus en my mond en my ore en my oogies toegedruk. Sorry Jan. Okay, bye. Wat moet ek nou gaan? Okay, bye. Alright. Uiteindelik is daar stilte. Die van julle wat vanmôre dalk by ons besoek aflê of wat lanklaas hier was, ons is besig om deur die boek van Hebreërs te werk in die Nuwe Testament, redelik aan die einde van die Nuwe Testament en ons is ook redelik aan die einde van die boek van Hebreërs. Ons het 'n bietjie gekyk na Hebreërs is 'n redelike diep boek met gewigtige woorde of eintlik 'n swaar boek om te lees, maar dit gaan oor hierdie eenvoudige waarheid dat Jesus beter is as enigiets wat jy in jou lewe al ervaar het. Dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is volmaak, is perfek en daarom moet ons op 'n sekere manier lewe en ons lewe daarvolgens inrig. Ons het gekyk na 'n paar waarskuwings ook in Hebreërs. Daar is 5 waarskuwings. Ons het al so 3 van hulle gedoen. Verlede week het Jaco het nie na die waarskuwing gekyk in Hebreërs 10 nie, maar dit het basies ook gegaan oor sonde. Ons wat doelbewus ons sonde doen, wat gelowiges is en nog steeds aangaan om verkeerde goeders te doen. En ons gaan volgende week, wanneer ons met Hebreërs afsluit, sal ons na die 5de waarskuwing kyk. So dis sommer net 'n paar goed wat gebeur het tydens die boek van Hebreërs. En ons is dan nou vanmôre by Hebreërs 11. Baie bekende gedeelte. Wie weet wat staan in Hebreërs 11 voordat jy in jou Bybel kyk? Going once, going twice. Okay, kyk maar in julle Bybels. Hebreërs 11 is soos hierdie helde ere rol van geloofshelde. Mense wat deur die eeue heen van die begin van die Bybel af uitgestaan het en opgestaan het as gevolg van hulle geloof en dan nou hier aangeskryf word in Hebreërs 11. So baie bekende teksgedeelte, maar ek hoop dat jy vanmôre ook iets nuuts uit hierdie woord uit sal kry en net weer eens besef, is ek op die regte pad? En wat beteken dit om te glo? Want ons gaan oor geloof vanmôre praat en spesifiek oor geloof beloon, Tannie Poppie wat vir ons hierdie mooi geskenke hier voorgesit het, want geloof gaan ons vanmôre sien is 'n geskenk, maar dis ook iets waarvoor ons in ons lewe beloon word op die ou end van die dag. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Kom ons sluit die oë voordat ons met mekaar saam lees uit Hebreërs uit. Liewe Here, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om vanmôre uit u woord uit te mag lees. Dankie dat ons ook swaar onderwerpe en moeilike dinge wat ons nie aldag lus het om te hanteer nie, dat u dit ook vir ons oopbreek, verteerbaar maak deur die Heilige Gees wat hier teenwoordig is. Here, mag ons vanmôre al hierdie saadjies wat ons versamel uit u woord uit, mag dit groei in ons binneste, want ons besef dat ons is nie net hier om deur die woord te lees nie, maar ons is hier om te verander. Mag u ons hart, mag u ons gesindheid, mag u ons lewe kom verander vanmôre ook, sodat wanneer ons hier uitstap, ons ook kan gaan getuig van die goedheid en grootheid en lewendige God wat in ons lewe teenwoordig is. Here, mag ons met vrymoedigheid vanmôre na u toe kom en mag ons hier uitstap met selfvertroue om die lewe in die gesig te gaan staar. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen. Dankie. Ons gaan net die eerste 3 verse eers van Hebreërs met mekaar saam lees, Hebreërs 11, en dan gaan ons later 'n bietjie verder gaan. Hebreërs 11, wat geloof is. Hy begin eintlik al aan die einde van Hebreërs 10, begin hy praat oor geloof en hoe belangrik dit is, en dan
die kern in hoofstuk 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Ons gaan eers net tot daar lees. Nou, basies in die Bybel is daar verskillende tipes geloof wat 'n mens kry. En wanneer ons die woordjie geloof hoor, is daar baie goed wat by jou dalk opkom. Baie soos hoop of baie dinge waarop ek vertroue en ek dink aan die kruisstaak, ek dink aan verskillende goeders en geloof het baie verskillende betekenisse. Nou die geloof wat hulle hiervan praat in Hebreërs is 'n reddende geloof. Dis die geloof wat Christus aan die kruis vir ons bewerkstellig het. Dis 'n geskenk wat hy vir ons gee, omdat hy aan die kruis gesterf het, het hy dit vir ons moontlik gemaak om deel te hê aan sy koninkryk. Daai reddende geloof, dis genade. Genade red jou. God het aan die kruis, Jesus het aan die kruis gesterf deur genade, maar genade alleen gaan jou nie op die einde van die dag op die pad laat bly nie. Ons het ook geloof nodig en ons gaan vanmôre kyk wat daai geloof is. Nie net genade alleen nie, want as jy glo, as jy gered is, dan is dit 'n geskenk wat God vir jou gee en dan deur geloof ontvang jy hierdie geskenk en dan moet jy anders op 'n manier lewe. So genade is uit dit moontlik vir ons gemaak om geloof te kan ontvang. Maar hierdie geloof beteken ek moet nou op 'n sekere manier lewe, in geloof lewe. So die eerste geloof wat ons hiervan praat is definitief reddende geloof. God red ons en ons plaas ons vertroue in wie hy is. Almal van ons hier wat 'n Christen is, sou nie 'n Christen kon gewees het as hy nie aan die kruis gesterf het en as hy nie geloof vir jou as 'n geskenk gegee het nie. Die vermoë om aan iets vas te hou, die vermoë om gered te wees en om nie verlore te gaan nie. Dis die eerste geloof. Die tweede geloof wat hier is wanneer ek my vertroue in hom plaas, wanneer ek glo dat hy aan die kruis vir my gesterf het. En ek dink almal van ons kan sê, ons glo dat hy aan die kruis vir ons gesterf het. Beteken dit dat ek 'n lewe van geloof moet hê. Ek moet 'n lewe van vertroue hê. Dit beteken dat sekere dinge in my lewe moet op daai gebank wees en ek stap in confidence, ek stap in boldness, ek stap in selfvertroue, ek maak sekere keuses in my lewe. En ek dink dis waar baie van ons die probleem het. Dat ja, ek glo in God, dit wat ons nou net gesing het, glo in God, die Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek glo dat hy vir my aan die kruis gesterf het, maar geloof het 'n aksie. Ek en jy moet lewe ook soos iemand wat nie bang is nie, wat vertrou, wat sekere besluite in my lewe maak en wat nie net sommer ons bootjie geskit word nie. En dan hierdie lewe van geloof wat oor dade gaan, is eintlik niks anders as gehoorsaamheid nie. Dis niks anders as gehoorsaamheid nie. Want ek kan nie net enigiets gaan doen nie. Ek glo in Jesus Christus en daarom moet ek sy wil gaan lewe. En daarvoor word jy beloon. So nie my dade, enigiets wat ek doen wat goed en great is en wat suksesvol is nie, maar dit wat ek doen wat Jesus van my vra, om gehoorsaam daaraan te wees, daarvoor gaan ek beloon word. En ons gaan vanmôre ook oor daai beloning praat, want die geskenk wat hy vir ons gegee het, hy het geloof vir ons gegee, ons kan dit nie uit ons eie uitbewerkstellig nie, niks wat ek doen kan maak dat ek meer geloof in my lewe gaan kry nie. Almal van ons het dieselfde hoeveelheid geloof gekry, en ons gaan dit in hierdie helde ook sien. Niemand was slimmer gewees nie, niemand was wyser gewees nie, hulle het 'n lewe gebank op Jesus Christus, en daarvoor gaan ons beloon word. Daar's 'n reward vir ons aan die einde, wanneer ons gehoorsaam gaan wees, en wanneer ons in geloof op die einde van die dag gaan stap. Daar's 'n derde geloof, en dis die een wat ons nie vanmôre na gaan kyk nie, en dis die gawe van geloof, wat die Heilige Gees vir ons gee. Party hierdie gawe, as jy nou kyk na die geestelike gawes, daar's 'n hele paar van hulle, is geloof een van hulle. Dit is wanneer jy in negatiewe situasies, wanneer die bootjie bietjie geskit word, positief kan bly, en wanneer jy hoop bring. Jy kan onmiddellik aan sulke mense in jou lewe dink. Dis die gawe van geloof. Dis nog 'n ekstra geskenk wat ons van die Here kry. En ons praat nie vanmôre oor daai nie. Ons praat net oor die basiese geskenk wat ons ontvang het en hoe ons daaruit moet lewe. As ons na vers 6 toe gaan in Hebreërs 11. Ons gaan nou terugkom na vers 4 en 5 toe. Ons gaan net vers 6. Sê dit:
as 'n mens, ek het nou gedog ek het die knoppie gedruk, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. So eerstens moet ek glo, regtig, met my hele hart, dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. Dis wat my gaan red, wanneer ek dit glo, wanneer ek daaraan vashou, want dan gaan ek weet wat ek in my lewe moet doen. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. So nommer 1 moet ek weet dat Jesus Christus bestaan, nommer 2 moet ek sy wil soek, ek moet gehoorsaam wees, en ek moet weet ek gaan beloon word. En wat help dit? Wanneer ek weet daar wag vir my 'n beloning aan die einde, die van julle wat weet, die wag nou 'n lekker pudding en 'n lekker ete, jy weet, jy sit maar deur die kerk, nee, want jy weet daar wag vir jou ietsie lekkers hierna, nee. So, ek doen maar sekere goeders, ek strompel maar deur die dag, want ek weet daar wag vir my iets wonderlik aan die einde, daar's 'n beloning. Niemand hier sal alles insit in hulle werk, in hulle skoolwerk, as hulle nie weet, daar's 'n kans dat hulle dalk 'n A kan kry, of 'n simbool kan, of 'n medalje kan kry, of 'n sertifikaat kan kry nie. Baie van ons werk juis en sit die effort in, want ons wag vir die beloning. Dieselfde met ons geloof. Daar is 'n beloning wat vir ons wag aan die einde. En ons is op pad na daai beloning toe. En daarom gaan ek die Here gehoorsaam. En om daai beloning in oë te hou, is om geloof te hê. Dis wat die sien hiervan praat. Dis om met jou een oog op daai beloning te kyk, dis so half skeel. As jy gesien het iemand te skeel, hulle is baie gelowig. Dis maar eintlik al wat dit beteken, hè. Hy kyk met sy een oog in die toekoms in, maar hy's hier besig om te suffer. Hy verloor die moed nie, want hy weet wat wag vir hom op die einde. En dit is wat vers 6 vir ons vanmôre dan herinner. Dink 'n bietjie aan 'n ateïs. Iemand wat glad nie glo nie. Hou aan niks vas nie. So dis is free falling. Ek het nou dopgehou vir Melanie en Dani wat in ons kerk is, wat die expedition, hulle het baie goed gedoen. En hulle moes op die berg klim en hulle moes kanoe en hulle moes draf en hulle moes fietsry en al daai tipe van dinge doen om daai Drakensberge, as jy aan niks vas is nie, as jy net free fall, jy gaan dit nie maak nie. As jy net free fall, daar's niks wat fondasie, as niks wat jy aan vashou nie, ek beloof jou, jy gaan dit nie maak nie, om op 'n berg net te loop en aan niks vas te hou nie. Dis wat 'n ateïs doen, hou niks vas nie. Party van ons hou wel aan iets vas. Ons hou wel aan iets vas, maar aan die verkeerde dinge. Want as jy nie aan Jesus Christus gaan vashou nie, as jy nie jou lewe op hom gaan bank nie, as jy aan die verkeerde tou gaan vashou, gaan jy nie by die beloning uitkom, waarvan die Bybel praat nie. En dis baie belangrik, want ek dink baie van ons hou aan 'n klomp goed vas in ons lewe, maar hou ek vas aan die redding van Jesus Christus, aan dit wat hy vir my bewerkstellig het. Nou, geloof is wanneer daai geestelike oog, wat ek hier op die toekoms hou, met my fisiese hier verbind word, met my alledaagse lewe. En as ek vra vir, ons bid baie keer vir meer geloof, en ek wil nader aan die Here beweeg, en ek wil 'n groter geloof in my lewe hê, en ek wil die beloning meer kan sien, maar hoe sien jy meer is om gehoorsaam te wees. Hoe meer ek die pad gaan stap, hoe meer ek in die wil van die Here gaan stap, hoe duideliker gaan die prentjie vir my op die ou end van die dag wees. Hoe meer gaan ek daai beloning sien, en hoe groter daai koek word, wat ek op die einde gaan sien, hoe vinniger gaan ek loop, en hoe beter gaan ek op die pad loop, want ek wil daar uitkom. Maar vir baie van ons is dit vaag, dit voel ver weg, dat die Here vir jou beloof, dat daar iets vir jou aan die einde van dit alles wag. Dit voel te ver, en dis hoekom ons hier wankel, want dit is nog nie 'n realiteit in my lewe nie, ek moet dit besef dat hy daar is. Nou baie in Hebreërs 11, ons gaan dit nou net lees, dan gaan julle sien, daar word baie na sig verwys, en toe ons in die poppekas van sig en van sien gepraat het, praat hierdie van geestelike sig. Nou in die normale lewe werk dit so, hoe ouer jy word, toe swakker kan jy sien, nee? Party dra bril van kleins af, dis ook alright, maar hoe ouer ons word, hoe minder kan ons sien. Met geestelike oë werk dit nie so nie. Hoe meer ons volwasse raak in ons Christenskap, hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe beter kan ons sien. Meer gehoorsaam ons is, hoe beter kan ek die eindpunt sien, hoe duideliker raak dit vir my, die prentjie raak vir my helder, en ek begin stap, ek kan sien waartoe ek stap. Dieselfde met vertrou op die Here. Hoe ouer ons raak, hoe dink ons, hoe minder mense het ek in my lewe nodig. Meer onafhanklik is ek. Dis hoe dit in die normale lewe werk. Met 'n geloofslewe, hoe meer ek die pad stap,
hoe meer het ek die Here nodig in my lewe, hoe meer hou ek aan hom vas, hoe nader beweeg ek aan hom. Ek raak eintlik al hoe swakker in myself en al hoe sterker in die Here. Ek bank meer op die Here soos wat ek aanloop. En dis iets wat ons in ons lewe moet besef. Nou wanneer ons na 'n paar verwysings kyk uit baie van die woordjies sien, gaan kyk bietjie as ons dit lees, hoe baie keer praat hy van sien, dat die prentjie vir jou gaan duideliker raak. The more we practice faith, the more miracles we acknowledge from God, the more we become reliant on him. He loves gratitude and effort. Wanneer ons vir die Here dankie sê vir wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, en wanneer ons die effort insit, dit bevredig die Here. En ons gaan vanmôre ook sien deur hierdie geloofshelde, dat geloof is iets wat 'n geskenk terug aan God is. It pleases God if we have faith. Dis om dankie te sê, Here, wanneer ek getrou in hom meer vertrou, dan gee ek die geskenk op die einde van die dag vir hom terug. Ons gaan 2 verse lees, net om na hierdie beloning te kyk weer. In die een is 1 Johannes 5, vers 3 tot 5. So daar wag vir ons 'n beloning, wanneer jy getrou is, en wanneer jy gehoorsaam die pad gaan stap. 1 Johannes 5 sê, die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die gesondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. En geloof voel dalk vir jou wollerig, dit voel dalk ver, kan nie sien nie, dis die onsigbare. Geloof is stap die pad gehoorsaam. Dis volg die wette. Dis doen wat die Here van jou vra. En dan gaan jy die oorwinning behaal. Die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Hebreërs, baie sien ons dit, hoe meer ek na Jesus kyk, hoe meer ek na die kruis kyk, hoe makliker raak my lewe, hoe minder hoef ek te doen, hoe minder hoef ek effort in te sit. Jesus Christus het dit vir my gedoen. 2 Timoteus 4 praat baie van dieselfde. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Daar wag 'n beloning vir ons. Ons gaan gou vinnig kyk na die geloofshelde wat dan hier genoem word. En dit wat ons nou gesê het, kyk 'n bietjie hoe dit in hulle lewe uitspeel en hoekom hulle op hierdie galery verskyn wat dan hier is. Nou daai helde galery, ek weet nie of jy al ons in 'n skoolportaal ingeloop het of by een of ander belangrike gebou nie. Ek onthou by moedergemeente toe ons daar gewerk het, dan loop jy in, dan daai scary ouens wat teen daai mure is hoor, met sulke lang baarde en sulke dik brille. Hulle kan sien, nee, hulle het die gawe van geloof verseker. Jy raak sommer so klein as jy hierdie sien. Ek het nou weer ek is besig met my burgerskap goed en toe het ek nou eers weer my papiertjies en my ouma en my oupa se ID gaan uithaal en op die ou en daai stambome gaan navors en gaan kyk op die ou en toe ek besef ek my preek is baie agter want ek is besig om hierdie stambome te kyk en dis baie interessant. Nie te lank terug nie, is daar is een of ander oupa grootjie met 'n Maria persoon getroud. Daarvan was persoon. So toe besluit ek gaan nie verder kyk nie. Dit klink te scary, nee. Wie kan dit nou wees, nee? Die van was persoon. So as daar nog iemand is van julle wat met 'n persoon in die familie het, ons is related. Nou, jy weet onmiddellik as jy hierdie lees, ons is in the company of greatness. Wanneer ons hierdie lees, dis soos 'n helde ere rol. Hoekom het die Here hierdie mense uitgekies of hoekom het die skrywer van Hebreërs hierdie ouens op die rol gesit? Goeie nuus is hulle is nie superheroes nie. Doodgewone mense. Hulle het dieselfde maat van geloof as ons gekry. Hulle het nie meer nie as geloof in 'n maatbekertjie 'n koppie kan wees wat die Here vir ons almal gegee het. Dis dieselfde geloof waarmee hy aan die kruis gesterf het ons gekry. Niemand was 'n beter Christen as ek en jy nie. Maar Jesus was die beter een. Dis hartseer dat ons in die sonnaskool baie keer as ons die kinderbybel ook behandel, dan lees ons van Dawid was hierdie hero en Abraham het hierdie gedoen en Josef was hierdie. Dis glad nie die moral of the story nie. Hoekom ons daai karakters in die Bybel het is om te besef Jesus Christus is die een wat die moeite werd is om jou lewe op te bank. Dis die een in wie ons moet glo
Hulle was net instrumente wat gehoorsaam was aan Jesus Christus. En elkeen van ons moet ook dit doen. Nou hier word 17 mense gelys in Hebreërs 11. En dan nog 'n skare. As jy Hebreërs 12 vers 1 lees, dan sê dit terwyl ons dan op so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. So daar was baie meer as net hierdie 11. Daar's 'n groot skare wat dan as hierdie 17 wat dan ook 'n voorbeeld was van geloof. Nou hierdie mense word aangeskryf as gevolg van hulle geloof, hulle deurgedruk ten spyte van omstandighede, hulle het oopgemaak die geskenk wat hulle gekry het. Doodgewone ouens wat dit wat die Here vir ons gegee het, geleef het in hulle alledaagse lewens. En dan kry hulle almal die beloning wanneer hulle end uit deurgedruk het. Daar's 'n beloning vir vasbyt. En dit word in kronologiese orde hier in Hebreërs 11 genoem. En ons gaan dan nou na net 'n paar van hulle kyk. Abel en Kain. Hebreërs 11 vers 4 tot 5. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Net na daai twee voorbeelde, Abel en Kain, julle onthou vir Abel en Kain? Julle onthou dat hulle die twee broers was in die begin in Genesis, dat hulle beklei het, dat Abel sy broer, dat Kain sy broer doodgemaak het. Hulle het offers gebring. Die een het 'n graanoffer gebring en die een het 'n diereoffer gebring. Nou, daai storie was vir my altyd baie onregverdig. Om te dink, sjoe, hy het sy vrugte gebring, nou is die vrugte minder belangrik as die lammetjie wat gebring is. Baie interessant is dat die offers in die Ou Testament, dit waarvan Jaco verlede week ook gepraat het, die offers in die Ou Testament was, jy moes 'n lam bring, jy moes die eerste beste geborene lam bring. So enigiets anders, Kain het gedink dat deur hard te werk, ek het hierdie vrugte en hierdie groente geplant, met my harde bloed sweet het ek dit geplant en ek bring dit nou vir die Here. Maar dis nie wat die Here wou hê nie. Die Here se offer, dit wat hy die demand wat hy op die mense gemaak het, dit wat hy van hulle gevra het was om jou lam te bring. En baie van ons dink ek kan hard werk en ek kan sukses behaal en ek kan meer gelowig raak hoe meer ek doen, maar as ek nie doen dit wat die Here van my vra nie en nie volgens sy wil nie, gaan ek nie in my geloof versterk nie, gaan ek nie op die einde van die dag die geskenk en die beloning kry nie. So gehoorsaamheid is nie as gevolg van goeie werke nie, maar voer ek die opdrag van God uit. As God vir jou vra om nou iets te doen, en ek besluit ek gaan nie dit doen nie, maar ek gaan eerder iets anders doen, is ons nie besig om te bou aan ons geloof nie. Baie interessant, iemand het verlede week die vraag gevra by die aandkerk, die persone van die Ou Testament, wat dan al hierdie wette nagekom het, as ons dan net deur Jesus Christus gered kan word, soos die Nuwe Testament sê, as dit is hoe ons in die hemel kom, en as dit is hoe ons gered word, wat dan van die arme mense wat nie vir Jesus gehad het nie, maar wat net die wette nagekom het, is hulle hemel toe? Is hulle gelowig? Het hulle die ewigheid, het hulle die beloning gekry? En my verstaan daarvan is dat in die Ou Testament was die reëls en die wette en die voorskrifte, dit wat God wou hê hulle moes doen, was kom die wette na, kom die reëls na. Die nuwe verbond wat hy met ons gesluit het is, volg vir Jesus. So dit wat die Here vir jou sê, nou waaraan jy gehoorsaam moet wees, is volg vir Jesus. Jesus het die wet vervul en hy is die perfekte voorbeeld van iemand wat dit gedoen het. Maar wees baie, baie gehoorsaam. Die geskenk van geloof is nie iets wat jy kan bewerkstellig nie. Dis iets wat gebeur wanneer ek gehoorsaam is. Dis presies wat met Abel en Kain gebeur het. Henog, onthou julle, was die ouetjie wat op 'n jong ouderdom net verdwyn het in die hemel en hy's opgeneem. En al wat hier staan is dat hy het getrou saam met die Here gestap. Sy pa was Methusalem, wat die oudste, so oud soos die berge, oud soos Methusalem, was sy pa. Hier is die jong ouetjie wat opgeneem word na die hemel toe, net sommer so, en dit wys weer vir ons, dit gaan nie oor oud of dit gaan nie oor jonk nie, dit gaan oor maak ek 'n commitment aan die Here en stap ek getrou. En die Here het hom opgeneem, niks met ouderdom te maak nie, maar met 'n verbintenis. Niks met lewenservaring te doen nie, maar met 'n
commitment. En my geloof is 'n geskenk aan die Here. Dit bevredig God wanneer ek op hom vertrou en wanneer ek my lewe op hom bank. Noag. As ons bietjie verder lees in Hebreërs 11, dan sê dit, omdat Noag in vers 7 geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Sien julle weer daardie sien wat so baie gebruik word. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Erfgenaam, weer daai beloning wat ons op die einde van die dag kry. Nou Noag is nie gekies omdat hy 'n uitmuntende bouer was nie. Ek kan nie dink dat die Here bouers op grond van hulle werk in die hemel sit nie. Wie se bouer hier, jammer julle. Maar ja, nie noodwendig omdat hy 'n bouer was nie, maar in daai tyd, ons dink altyd, dit was onregverdig dat die Here al die sondige mense laat al die mense van die aarde laat verdwyn het en net vir Noag en sy gesin. Wat was hulle so spesiaal? Hulle was die enigstes in daai tyd wat aan die Here vasgehou het. Letterlik die enigste 8 persone wat gesê het, ons erken die Here, ons weet nie waar om ons lewe anders op te bank is dit nie. Die ander mense het aan 'n ander tou vasgehou of aan geen tou vasgehou nie. En dis hoekom die Here hulle gered het. Dis hoekom hy gesê het, die wat bereid is om op te staan. En julle sal onthou dat Noag gespot is, sy hele lewe deur. Selfs deur sy seuns is hy gespot. Die mense het hom uitgejou en uitgelag toe hy die ark wou bou. Mense het gedink is belaglik. Dit wat ons in die wêreld hier vandag ervaar ook. Mense dink is belaglik. Dit is belaglik om aan die Here vas te hou. Dit is belaglik om hom te vertrou. Daar's soveel ander dinge wat ons kan doen wat sukses in ons lewe kan vir ons bewerkstellig. Maar Noag is gekies omdat hy bereid was om uit te staan en op te staan vir sy geloof in tye toe niemand anderste dit wou doen nie. Het hy vasgehou daaraan. En daarom staan Noag dan vandag ook hier in die ererol. Abraham. Omdat Abraham vers 8 geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Onthou julle weer, erfdeel, beloning, dis wat die Here vir ons hou. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Weereens sy oog gerig op dit wat die Here beloof het. Nou baie interessant van Abraham, sal julle onthou, hy moes vir Isak gaan offer het. Nou daai storie in Genesis, ek gaan dit nie nou lees nie, maar onthou julle, hy het sy seun saamgevat. Hy moes hout op sy rug dra, die seun, en baie keer dink ons, Isak was op daai stadium so 14 jaar oud, of dalk so 16 jaar oud, hy was 30. Hy was 30 toe hy saam met sy pa gestap het, en waartoe het hulle gestap? Na die berg Moria toe, met hout op hulle rug. Klink dit vir julle na 'n bekende storie? Seun wat op 30 met hout op sy rug na die berg Moria toe gestap het, Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het. En daarom is hierdie Abraham beeld is so mooi, dis baie meer as net 'n pa wat met sy seun moes gaan stap en offer. Dis wat die Here vir ons beloof het daai tyd al, dat hy vir ons gaan red en dat sy seun gaan sterf sodat ons geloof kan hê. En baie interessant, deur daai storie het Abraham gehoor, hy moet nou vir Isak gaan offer. En in daai storie sê hy, ons gaan eers nog worship, ons gaan die Here loof en prys, ons gaan nog eers hierdie doen, ons gaan nog daai doen, terwyl hy eintlik sy seun moet offer. En ek dink Abraham het in sy binneste het hy geweet. Die Here het vir jare, het ons nie 'n kind gehad nie, hy en Sarah. En die Here het beloof, jy gaan 'n kind kry. En deur hierdie kind gaan die hele wêreld geseën en gebless word. En dan daai belofte, daai beloning wat hy op die ou end van die dag, wat die Here vir hom gesê het gaan kom, daarin het hy vasgehou. En iets wat hom moes gesê het, as die Here dit vir my beloof, dan gaan wat ook al hier gebeur, hy sal nie dat Isak sterf nie. Hy sal nie dat Isak doodgaan nie, want die Here het vir my beloof, deur hierdie seun, deur hierdie Isak seun, gaan daar blessings vir die wêreld kom. En baie van ons hier, die Here het beloof, alles gaan ten goeie meewerk vir die wat op hom vertrou. Die Here het vir ons daai belofte, daai kroon daar gehou, maar hier twyfel ons, en ons sukkel om dit te glo, ons dink, hoe kan die Here hierdie goed oor my pad bring?
Maar as die Here daai belofte gemaak het, moet ek hom hier kan vertrou. Ek gaan terug Genesis toe. As ek wankel in my geloof, dan lees ek weer Genesis en dan dink ek, die bossies en die berge en die bome en alles is goed en mooi en die Here het dit geskape. Hy is groot. Die Here het uit niks uit iets gemaak in Genesis. Niks, daar was niks. Daar was nie eers lig nie. Daar was die son nie, daar was die aarde nie, daar was die wind nie, daar was niks. En hy het iets gemaak. Hoe sal hy dan nie jou probleme, wat iets is, kan verander, sodat dit by die belofte kan uitkom nie? Hoekom vertrou ons hom nie met die klein goedjies in ons lewe nie? En dis wat Abraham gedoen het. Hy het geweet as nou turning back. Ek kan nie terugkom gaan nie. Ek kan nie teruggaan en sê kom ons los maar hierdie. Ek gaan nie hierdie berg, ek gaan nie hierdie paadjie stap nie. Wanneer hy hom verbind het aan die Here, het hy een oog op die ewigheid gehou. En hy het geweet die Here het sy groot belofte was deur hierdie seun gaan daar blessing kom en daarom was hy gehoorsaam gewees aan die Here. Isak en Jakob net so aan die einde het intentioneel, as ons daar op die einde lees, in vers 17 tot 18, omdat Abraham geglo het, hy toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek. Hy het geweet dat ewen as hierdie seun sterf, gaan die Here hom kan opwek, want hy het beloof, deur hierdie seun gaan daar blessing kom. En hy was nie bang nie. Waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het, en dis die geskenk weer wat hy gekry het, hy het vir Isak teruggekry, omdat hy gehoorsaam was aan die Here. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid, terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Jakob en Isak, baie belangrik, dat hulle seën dit wat hulle van die Here ontvang het hulle uitgedeel, die geskenk wat hulle gekry het, uitgedeel, hulle kinders gebless. En ek dink, dis iets wat ons kinders ook moet leer, en daarmee wil ek afsluit. Wat ons die mense rondom ons moet leer, is dat geloof is iets wat ek van die Here ontvang het, maar ons moet dit oordra, hierdie geskenk vir mense gee, vir hulle hoop gee, iets waar hulle kan vashou, 'n tou waarin hulle kan vashou, om te besef, dis die moeite werd om vas te byt. Om dit op te som. Geloof kyk vorentoe. Geloof kyk, droom van dit wat die Here vir ons beloof het, die beloning wat hy vir jou gee. Geloof oorweeg. Abraham en Sarah, ek het nou nie daai gedeelte gelees nie, maar geloof dink, geloof consider. Geloof is so, ja, dit wat hier voor my gebeur, ek dink dit oor. Ek dink dit oor en ek dink die Here, dit beloof die Here het aan die kruis vir my gesterf, daarom kan ek met braafheid die pad vorentoe stap. Daarom kan ek hierdie besluit maak. Geloof is nie blindelings nie. Geloof is nie net, kom ek doen maar net en kyk wat gebeur nie. Geloof is calculated. Ek oorweeg en ek dink aan die eind en dis hoekom ek die pad vorentoe kan stap. Geloof reageer. Geloof doen. Geloof is nie net 'n wollerige wolkie daarbo nie, dis gehoorsaamheid, dis stap die pad, maar ek doen dit op 'n ander manier as wat die res van die wêreld dit doen. Ek reageer anders. Geloof leef soos 'n vreemdeling. Ons is nie van hierdie stad nie en van hierdie wêreld nie. My oog is daar, my een voet is klaar daar. Dis die wêreld waarvandaan ek eintlik kom en waarvoor ek lewe. Ek is 'n vreemdeling, so ek voel ongemaklik. Ek voel nie aldag maklik om hierdie stap te neem en in braafheid te stap. Wêreld kyk my snaaks aan, spot my soos wat hulle vir Noag gespot het. Geloof is bold, om by ons tema van die termyn aan te pas. Geloof vat, dis om in confidence te kan loop, vorentoe. Nee, daai twee quotes ook, but we're not just talking about any kind of faith, we're talking about faith in the Lord Jesus Christ. Ek hou nie net aan enigiets vas nie, ek hou aan die kruis vas, aan wat Jesus aan die kruis kom doen het. It's nice to know what to do, but faith comes in doing what you know. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here, ons wil vir U baie dankie sê dat ons vanmôre hier mag wees en kan wees, omdat ons die geskenk ontvang het
wat U aan die kruis bewerkstellig het. Genade vir almal van ons, maar saam met dit het U vir ons 'n maat geloof gegee. En hierdie geskenk wat van U afkom is iets wat ons moet oopmaak en waarin ons elke dag ons lewe moet wandel. Here, mag ons vanmôre ook opnuut daardie geskenk van geloof oopmaak, sodat ons met vertroue die klein goedjies in ons alledaagse lewe kan doen, met ons oog op die beloning, want ons weet, ons gaan beloon word vir die gehoorsaamheid in die pad wat ons agter U aanstap. En Here, terselfdertyd is ons geloof, hoe meer ek vertrou, hoe meer gee ek 'n geskenk vir U terug. Hoe meer sê ek dankie vir die Here vir wat hy vir my gedoen het. En Here, baie van ons loop maar wankelrig hier, ons bootjie skud maar, ons weet nie watter besluite om te maak nie. Maar mag ons groei in ons vertroue op die Here, en hoe meer ons gehoorsaamheid stap, hoe meer gaan ons vertroue groei. Hoe meer gaan ons op die Here bank, hoe beter gaan ons sien, hoe duideliker gaan